Goeiemôre Beacon familie en welkom by ons aanlyn diens. Ons is besig met die preekreeks Ongemak. En my gebed vir ons vanoggend is dieselfde gebed wat Paulus vir die mense van Thessalonika gebid het. In 1 Tessalonisense 5 vers 24 of 23 bid hy: En mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Kom ons loof die Here Jesus Christus deur saam te sing. Wie is ek dat die hoogste Heer my een sal noem? Eers verlore, maar nou gevind, o hy is lief vir my, o so lief vir my. Wie die see vry maak, o is waarlik vry. Ek se kind van God, ja ek is. Vrygekoop uit my skuld, betaal sy genade stem. Wel steeds in my sondes skuld, Jesus vir my gesterf. O hy het vir my gesterf. Wie die seën vry maak, o is waarlik vry. Ek se kind van God, ja ek is. In my Vader's huis is 'n plek vir my. Ek se kind van God, ja ek is. Ek's verkose, nie verlore. Ek is wie sê ek is. U staan vir my en nie teen my. Ek is wie sê ek is. Ek's verkose, nie verlore. Ek is wie sê ek is. U staan vir my en nie teen my. Ek is wie sê ek is. Ek is wie sê ek is. Wie die seën vry maak, o is waarlik vry. Ek se kind van God, ja ek is. In my Vader's huis is 'n plek vir my. Ek se kind van God, ja ek is. In my Vader's huis is 'n plek vir my. Ek se kind van God, ja ek is. Ek's gekose, nie verlate. Ek is wie sê ek is. U staan vir my en nie teen my. Ek is wie sê ek is. Ek's gekose, nie verlate. Ek is wie sê ek is. U staan vir my en nie teen my. Ek is wie sê ek is. Ek's gekose, nie verlore.
As Jesus jou roep om lief te hê, soos wat hy jou lief het, is dit iets waartoe jy dink jy's in staat? Of voel jy dalk soos ek? Here, maar dit is onmoontlik. En met tye is dit, maar ek weet dat God besig is om te werk in ons harte en lewens, om meer en meer te sien en meer te leer hoe om lief te hê soos wat hy ons lief het. Ons is in die tweede week van spesifiek ongemaklike liefde. En in week 7 van ons reeks oor ongemak, wat ons uitdaag en sê, weet jy wat, dit is om Jesus te volg, roep ons tot 'n ongemaklikheid. Dit roep ons tot dalk meer as waartoe ons self in staat is. Maar dit is iets wat oneindig meer waarde het as wat ons kan optel, as wat ons kan dink. Theo het ons uitgedaag laas week, toe hy vir ons sê, maar ons moet ons vyande lief hê. Jesus roep ons en hy sê, julle moet julle vyande lief hê. Julle moet vir hulle bid. Julle moet bid vir vrede vir hulle, en julle moet hulle seën. Wow! Vir ons vyande. Ja, vir julle vyande. En ons kyk na die lewe van Jesus en ons sien hoe Jesus 'n radikale liefde gewys het vir die ganse mensdom, maar aan die kruis, maar selfs in sy bediening, hoe hy lief was en homself ontferm het oor mense wat siek was, wat gebroke was, wat stikkend was. Ons sien hoe Jesus mense kos gee en gesond maak, uit die dood uit opwek. Ons sien ook hoe Jesus kom en die man wat hom in hegtenis neem, wie se slaaf se oor afgekap word deur een van sy disippels, hierdie slaaf kom Jesus en hy genees sy oor. En ons sien dat hierdie woorde van Jesus, van jy moet jou vyand lief hê, nie net woorde is wat hy spreek nie, maar dis werklik iets waartoe hy geleef het en nog steeds leef. En die goeie nuus van Jesus Christus is nog steeds beskikbaar, selfs vir vyande van God. Want ons kan nie vergeet dat eens op 'n tyd was ons vyande van God gewees nie, maar God het in sy liefde en genade homself oor ons ontferm. Liefde aan ons kom openbaar en genade aan ons kom bewys deur die werk wat sy seun Jesus Christus vir ons aan die kruis kom doen het. En vriende, ons kan nooit ophou om in verwondering te staan vir dit wat Jesus vir ons kom doen het nie. Ons kan dit nie vergeet of klein maak nie. Ons kan nie daaroor kom nie, ons kan nie daar verbykom nie. En ek wil graag vir ons 'n stukkie lees uit Johannes 13. Maar Jesus maak hierso reg vir die laaste ete van sy lewe hier op aarde. Of dalk nie, hy gaan dalk weer op die aarde eet, maar net voordat hy gekruisig is, die laaste ete. En op 'n stadium trek Jesus sy boekleed uit. En hy draai 'n handdoek om hom. En hy kry 'n skottel water en hy begin sy disippels se voete was. En hy kom by Simon Petrus en Simon Petrus sê vir hom: "Jy gaan sekerlik nie my voete was nie." En Jesus sê vir hom: "Maar wat ek besig is om te doen, verstaan jy nie nou nie. Maar wanneer alles verby is, sal jy verstaan." En Petrus se onmiddellike reaksie is: "Jesus, U sal tot in ewigheid nie my voete was nie." En Jesus antwoord hom en sê: "As ek nie jou voete was nie, het jy nie deel aan my nie." En
Petrus sê, maar Jesus, nie net my voete nie, maar my hande en my kop ook. En Jesus sê, nee, as jy gewas het en jy is skoon, behalwe vir jou voete. Wil net jou voete was. Jy is klaar skoon. Maar nie almal van julle nie. Hy het geweet dat Judas was daar. En hy het nie net gepraat van hulle liggaam nie, hy het gepraat van hulle harte. En Jesus was almal se voete, en hy trek sy boekleed aan, en hy gaan sit weer by die tafel. En hy verduidelik vir hulle iets. Hy sê vir hulle iets. Hy vra vir hulle, verstaan julle wat ek gedoen het? In Johannes 13 vers 13. Julle noem my leermeester en Here, en tereg so, want ek is dit. As ek dan, wat julle Heer en leermeester is, julle voete gewas het, moet julle ook mekaar se voete was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Hoe waar is dit tog nie, 'n slaaf is nie belangriker as 'n eienaar nie, en 'n gestuurde, 'n boodskapper, ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. As julle hierdie dinge insien en julle eie maak, sal julle geseënd wees as julle dit ook doen. En Jesus kom daag hierso hulle uit en hy sê, maar hy het nie gekom om gedien te word nie, hy het gekom om te kom dien. En dis waartoe hy hulle roep om te kom dien. Vriende, ek weet nie of ons verstaan hoe veel werk dit was nie, om ouens se voete te was. Dit was vir die slaaf, die nuutste slaaf wat in die huishouding ingekom het, dit was sy werk gewees, die voete te was. En Jesus kom en hy was hulle voete. Dis ongesiend en ongekend, en dis kom Petrus so opgetree het en gesê het, Here, jy kan nie my voete was nie. En Jesus sê, nee, maar hy kom nie om gedien te word nie, maar om te dien. En dis wat hy in sy disippels se hande agterlaat, en dis wat hy vir my en jou kom sê. Ons is nie hier om gedien te word nie. Ons is hier om te dien, om te bedien. En wat beteken dit vir ons vandag? Hoe dien ons as Christene? En ek is uitgedaag, want in die laaste 18 maande het iets wat teen nie net ons kultuur is, maar teen die Christelike kultuur is gebeur. Ons is aangemoedig, nee, meer as dit, ons is beveel, luister, isoleer jouself. En van ons, en ek spesifiek het baie selfsugtig geword in dit. Want ek vind isolasie met tye eintlik baie vrede daarin. Dit is vir my baie keer lekker om geïsoleerd te wees. Maar ek sien dat dit hierdie my behoefte en die opdrag wat Jesus gegee het om mense te dien, kom ondermyn. En ek is uitgedaag om werklik opnuut 'n poging aan te wend om uit te reik na mense en mense in te nooi, sodat ek kan dien en sodat ek ook bedien kan word. Want ons sien dat in liefde is daar altyd, wanneer ons liefde gee, dan ontvang ons altyd liefde, ons word geseën. Dit is maar net hoe dit is. En ek wil jou uitdaag, hoe gaan jy ander dien in hierdie week wat kom? Nou, eerste wil ek praat net met jou as individu. Nou, ons is nou almal baie goed om memes aan te stuur en om boodskapies op WhatsApp net te forward. Maar wanneer laas het jy iemand in die oë gekyk en 'n koppie koffie saam met hulle gedrink? Ek praat nie van jou vrou of jou beste vriend nie. Maar selfs vir hulle, wanneer laas jy saam met iemand koffie gedrink of geëet en in hulle oë gekyk,
jou foon weggesit of afgesit, nog beter, en net geluister wat hulle sê, en probeer om te onderskei, hoe kan ek vir hierdie mense bid, of hoe kan ek vir hulle help? En ek wil jou uitdaag, om dit hierdie week te doen, om spesifiek iemand uit te nooi, te vra om te gesels, om koffie te drink, of om saam te eet, en te bid, of hulle spesifiek te vra, luister, hoe kan ek vir jou bid, en hoe kan ek jou help? En dan vir ons as 'n huwelik, ek dink, mans en vrouens wat by mekaar is, ons begin die huwelik met hierdie pragtige prentjie van mans en vrouens wat in mekaar se oë en kyk met hulle rug op die wêreld. En ons kan so maklik dink dat die huwelik gaan oor my en jou, maar wat as ons huwelik is om ander te kan dien? Wat as ons huwelik eintlik, soos wat Paulus in Efesiërs sê, hierdie verhouding met Christus in die kerk 'n klein portret van dit is. En as dit is, en ek glo dit is, dan beteken dit dat dit baie keer 'n prentjie is wat ons van die wêreld wegsteek. Want die huwelik is, dis ek en my vrou en ons tyd en ons romanse en ons drome, maar hoe nooi ons ander mense in om hierdie Christus, Christ on display te kan sien? Mans, ons het 'n massive verantwoordelikheid as ons deel is van hierdie profound mystery van hoe Christus die kerk liefhet, so moet mans hulle vrouens lief hê. En ek val baie keer daarin. Maar dit maak nie die verantwoordelikheid van ons minder nie. Ons word geroep om 'n prentjie te kom wys van hoe Christus die kerk liefhet en sy lewe daarvoor neergelê het. Hoe dien ons vrouens? En ja, ek voel nie dat ons die van ons wat in verhouding staan, wat getroud is, het 'n baie groot verantwoordelikheid om werklik the church on display te wees binne ons huwelike. Hoe vaar ons daarin? Om sien die realiteit is, wanneer ons kies om lief te hê, C.S. Lewis sê dat to love at all is to be vulnerable. Om enigsins lief te hê, maak jy jouself oop. Om enigsins lief te hê, maak jy jouself vulnerable. En as Christene sien ons dit. Ek dink aan 'n gesin wat pleegouers is. Hoe broos is hulle harte wanneer hulle 'n seentjie in hulle sorg neem vir 'n paar maande, vir 'n seisoen. En hulle kies om hom lief te hê en aan hom liefde te wys. Vir hom te sorg soos wat hy nog nooit in sy lewe voorgesorg is nie. Of moeilik, wanneer jy sien daar's 'n vriend of vriendin met 'n gedragspatroon wat skade berokken, wat hulle gaan seermaak, wat hulle huwelike gaan seermaak, om met hulle in liefde te kan praat, is om jouself broos te maak. Of as jy dalk in 'n gevaarlike situasie in moet gaan, om iemand te help. Dit kan 'n gevaarlike situasie wees, soos wat NSRI doen wanneer hulle iemand gaan red wat besig is om te verdrink. Of die brandweer wil iemand uit 'n vuur uit gaan red. Of wanneer ons sien dat iemand in 'n verhouding is waar hy of sy misbruik word en seer kry, mishandel word, om in te tree. Daar's 'n risiko. Jy stel jouself bloot. Want dis hierdie tipe van liefde word hoe Jesus ons roep.
En vriende, dis heeltemal teen die kultuur van die dag. Teen hierdie verbruikersmentaliteit van alles gaan oor my en my vrede en my geluk. En hierdie evangelie, hierdie kruisgesentreerde liefde roep ons om na ander uit te reik. Dis 'n ongemaklike liefde en ons is nie daartoe in staat in ons eie krag nie. Dis nie vir ons moontlik nie. Slegs deur Jesus Christus en deur sy inwonende Heilige Gees in ons lewens is ons enigstens in staat om mense so te kan lief hê. Maar vriende, dis 'n opdrag wat ons nie kan ignoreer nie. En Jesus sê daarso voor daai versie waar hy sê daar's geen groter liefde as dit, as iemand wat sy lewe vir sy vriende neerlê nie. Hy begin daai stuk en hy sê, as julle my opdragte gehoorsaam, sal julle aan my liefde verbonde bly, net soos dat ek ook die opdragte van my Vader gehoorsaam het en aan sy liefde verbonde gebly het. Dit het ek vir julle gesê, dat julle my blydskap mag ervaar en julle blydskap volkome mag wees. Dit is my opdrag, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief gehad het. En kom ons sien dat elke mens is na die beeld van God geskape en ons word geroep, spesifiek gelowiges is, maar ook nie gelowiges, lief te hê, soos wat Christus Jesus ons lief het. Kom ons bid saam. Jesus, dankie dat U ons lief het, Heer, en dat U nie die kruis vir my het of verag het nie, maar dat U Uself gewillig gegee het en lewe neergelê het sodat ons mag lewe. Heer, ek bid dat ons verwondering van U liefde vir ons net mag groei. Here, leer ons om lief te hê soos wat U lief het. Here, leer ons hoe ons in ons huwelike nie net mekaar nie, maar ook ander kan lief hê, Heer, en U liefde tentoon mag stel. Heer, leer ons as vriende en kollegas om vriende en kollegas lief te hê soos wat U ons lief het. Here, om mense se voete te was soos wat U ons sondes kom skoon was het, Heer. Heer, dat ons mense sal kom dien en nie sal soek om gedien te word nie. Here, kom leer ons. Ons weet, ons kan nie in ons eie krag dit doen nie. Maar ons is totaal en al afhanklik, Heer, nie net van U voorbeeld nie, maar ook van U leiding. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, kan ek jou aanmoedig om in hierdie week te bid, te vra dat Heilige Gees jou sal lei om lief te hê soos wat Jesus jou lief het. En soek geleenthede uit om Jesus se liefde te kan deel. Ek wil ons met afsluit met hierdie liedjie, dis Engels liedjie, maar daar's 'n koorgedeelte wat sê, teach me to love with open arms like you do. Here, help ons om lief te hê soos wat U ons lief het. Mag jy geseënd wees. Totsiens. Let me be filled with kindness and compassion for the one for whom you love and gave your son for humanity. Increase my love. Help me to love with open arms like you do. A love that
Oh, how you love us. From the homeless to the famous and in between. You formed us, you made us carefully. 'Cause in the end, we're all your children. So help me to love with open arms like you do. A love that erases all the lines and sees the truth. Oh, that when they look in my eyes, they would see you. Even in just a smile, they would feel the Father's love. Let all my life tell of who you are and the wonder of your never-ending love. Let all my life tell of who you are. You're wonderful and such a good Father. Let all my life tell of who you are and the wonder of your never-ending love. Let all my life tell of who you are. You're wonderful and such a good Father. You are wonderful and such a good Father. So help me to love with open arms like you do. A love that erases all the lines and sees the truth. Oh, that when they look in my eyes, they would see you. Even in just a smile, they would feel the Father's love. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Speak what is true, 'cause I